genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loop die Here in antwoord op sy groetseën, waarmee hy ons seën hier in sy erediens. En ons sing saam Psalm 71, waarvan vers 1, vers 2 en vers 5. My lewe is aan die Here oorgegee, sing ons in vers 1. U alleen beveel dat ek kan lewe, sing ons in vers 2. Ek is 'n wonder self, sing ons in vers 5. Wonder van die lewe wat die Here werk. Sing ons in Psalm 71, ons sing daarvan vers 1, vers 2, vers 5, en daarop bly ons staan, terwyl ons geloof saam bring. Hoe lui die wet van die Here? God het al hierdie woorde gespreek. Ek is die Here jou God.
wat jou uit Egipte land en die slawehuis uitgelei. Die eerste gebod, jy mag geen ander gode oor my aangesig hê. Die tweede gebod, jy mag vir jou geen geseënde beeld of enige gelykenis maak van wat bo die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is. Jy mag jou oor hulle neerbuig, en hulle nie dien, want ek die Here jou God is, 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Die derde gebod, jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal nie wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly. Die vierde gebod, gedenk die Saterdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbeid en aan jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen. Jy op jou seun of jou dogter, jou diensknegt, jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom die Here die Saterdag geseën en dit geheilig. Die 5de gebod, Here jou vader en jou moeder, dat jou daar gered mag word in die land wat Here jou God aan jou gee. Die 6de gebod, jy mag nie doodslaan. Die 7de gebod, jy mag nie egbreek nie. Die 8de gebod, jy mag nie steel nie. Die 9de gebod, jy mag geen valse getuienis vir jou naaste spreek nie. Die 10de gebod, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, wat van die naaste is. Ons antwoord, dan sing ons Psalm 34, waarvan ons saam sing vers strofe 7 en 8. Die Here skou in die hoë hemel, sing ons strofe 8. Die Here skou in die hoë hemel en sien die mense kinders aan, hy ken hulle hart, voor hulle gewemel laat hy sy heilige oor gaan. Lees juist elke Sondag die wet, sodat ons nie voor die Here kom, met 'n hoogmoedige gesindheid, gees wat nie verslae tree, so kom ons voor die Here. Hy vertroos vir ons, hy bemoedig ons, die evangelie van ons Here Jesus Christus. Psalm 34, waarvan sê ons vers 7 en 8, ek het ons Psalm 33 vers 8 gelees, maar ons vers Psalm 34, waarvan vers 7 en 8.
saam. Onse Vader wat in die hemel is, heilig, heilig, heilig is U. Ons die wet so saam lees, en leer ons U ken, uit die wette. As net een God, dis U. U wil gedien word, net soos wat U die woord vir ons leer. Wil nie gedien word deur beelde nie. U naam is heilig. Kan nie woord nie. Kan niks begeer nie. Kan nie verkeerd begeer nie. Alles behoort aan U. Niks wat U te groot is nie. Dit wat U doen, dit wat U wil doen, dit doen U. So Heer ons U ken. So kyk die wetheid wat U vir ons gegee het en ons Heer U ken, dat daar nie eers een enkele sonde of kwaadheid of boosheid wat U kan wees of kan bestaan. Die Seun Christus Jesus wat U gestuur het. Heer, ons die erns van ons eie sonde ken. Dat die eie Seun, die Heer Jesus Christus, wat self God is gestuur het, dat hy 'n vervloeking geword het, die kruis uit, dat ons weer met die versoen kan word. Jy het groot dinge aan ons siel gedoen. Kom na toe met swaar harte. Want ons is onsself dood. Ons hele menslike natuur het verderwe geword, verdorwe geword. So leer ons onsself ken in die woord. En is net die genade dat ons die wil ken, hier wil saam wees vanoggend. As die kerk, as die gemeente, in die kerk. En ook nog steeds in onsself sien ons die oorblysels raak van ons natuur wat rot is. Dit wat ons wil doen, dit doen ons nie. Dit wat ons nie wil doen nie, dit doen ons baie keer. Ons bly by U, die ons sonde sal vergewe. Wil U ons die heerlikheid van Christus kom openbaar al meer. Want U is so heerlik, as drie-enige God. Dan bestief ons. Ons is diep afhanklik van die Heilige Gees, want anders sal ons die heerlikheid nie kan pyl, nie kan ken. U is die Heilige, die Heerlik. U moet dit ons oopmaak. Ons kan die heerlikheid nie ken sonder die werk van die Heilige Gees, en daarom spreek ons nie, dat U ook nou hier in die kerk met ons sal saam wees met die Heilige Gees. Draai self die woord in ons harte in, wil dit in ons lewens toepas. Mag ons so groei in ons heilige word. Dat ons nie sal aanleiding gee dat die heilige naam laster mag word. Mag die wêreld ons goeie werke sien wat U moet werk. So die naam verheerlik, die loof. Die dinge bid ons in ons Verlosser Jesus Christus se naam. Amen. Ons gaan nou staan Psalm 53.
sing hier van ons verskriklike ellende. Ons sing ook van die Here in vers 7, net hy alleen wat ons lotgeval kan verander. Van 53, ons sing daar in vers 1, 2, 3 en 7. Daar het ons natuur so verdorwe geraak, dat ons almal in sonde ontvang en gebore word. Is ons so verdorwe dat ons glad nie in staat is om iets goeds te doen en tot alle kwaad geneig is? Ja, behalwe as ons deur die Gees van God weergebore word. Kom ons lees dan ook die wedergeboorte uit Johannes 3, vers 1 tot 5. En daar was 'n man van die Fariseërs met die naam van Nikodemus,
owerste van die Jode. Hy het die dag, na die Here Jesus gekom en hom gesê, Rabbi, ons weet dat nie 'n leraar is wat van God gekom het, want niemand kan hierdie tekens doen wat hy doen, as God nie met hom is nie. Jesus antwoord en sê vir hom, Voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Die Here sê vir hom, hoe kan 'n mens as hy oud is gebore word? Hy kan toch nie 2 keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie? Jesus antwoord, Voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy die koninkryk van God nie ingaan nie. Wat hy die vlees gebore is vlees. En wat hy die gees gebore is gees. Wanneer jou verwonder dat ek vir jou gesê het, jy moet weer gebore word nie. Die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie van waar hy kom en waar hy gaan nie. Soos elkeen wat uit die gees gebore is. Die Here se antwoord en sê vir hom, hoe kan hierdie dinge gebeur? Sy antwoord en sê vir hom, jy is die leraar van Israel en jy weet die dinge nie. Voorwaar, ek sê vir jou, ons spreek wat ons weet en ons getuie van wat ons gesien het. En julle neem ons getuienis nie aan nie. As ek julle van die aardse dinge vertel wat julle nie glo nie, hoe sal julle glo as ek julle van die hemelse vertel? En niemand het opgevaar in die hemel nie, behalwe hy wat in die hemel neergedaal het, naamlik die Seun van die mens, wat in die hemel is. En soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die Seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Tot sover en dan lees ons ook enkele verse uit Romeine hoofstuk 5 uit. Romeine hoofstuk 5, daar lees ons saam van vers 12. Waarom? Soos jy een mens die sonde in die wêreld ingekom het, en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het, want voor die wet was daar al sonde in die wêreld. Maar sonde word nie toegereken as daar geen wet is nie. Tog in die dood geheers van Adam af tot op Moses, ook oor hulle wat nie gesondig het in die gelykheid van die oortreding van Adam nie, wat 'n voorbeeld is van hom wat sou kom. Maar dit is die misdaad nie soos die genadegawe nie. Want as jy die misdaad van die een baie gesterk het, veel meer die genade van God en die gawe die genade van die een mens Jesus Christus vir baie vergoedig geword. En nie soos die een wat gesondig het, is die gawe nie. Want die oordeel was uit een tot veroordeling. Maar die genadegawe is uit baie misdade tot vrystelling. Dat is die gevolge van die misdaad van die een, die dood geheers het deur die een. Veel meer sal hulle wat die oorvloed van die genade en van die gawe van die geregtigheid ontvang. En die lewe heers deur die een, Jesus Christus. Daarom, soos dit deur een misdaad vir alle mense tot veroordeling gekom het, so ook is dit deur een daad van geregtigheid vir alle mense tot regverdigmaking van die Here. Want soos deur die ongehoorsaamheid van die een mens baie tot sondaars gestel is, so sal ook deur die gehoorsaamheid van die een baie tot regverdiges gestel word. Maar die wet daar bygekom sodat die misdaad meer sou kom, en waar die sonde meer geword het, die genade nog meer oorvloedig geword. Sodat soos die sonde geheers het in die dood, so ook die genade kan heers deur die geregtigheid tot die ewige lewe in Jesus Christus ons Here. Ons staan vandag stil in die katekismes by die grootste ramp wat die hele mensdom en die wêreld getref het. Die ramp van die sonde van Adam en Eva. Dit raak elke mens wat op die aarde was en is en sal wees.
skriflike. Maar tog, kan ons dan toch al lees in Romeine 5 die woorde veel meer. Of ons kan lees van, het sal nog meer oorvloedig word. Dan was iets groter wat gebeur as in die ramp van die sondeval. Wonderlike woorde, ons dit kan lees. En dat iets groter is wat gebeur het as hierdie ramp van die sondeval. Nou Sondag 2 het ons geëindig by die diepe ellende waarin die mens verkeer in homself. Ek is in myself van nature geneig om God in my naaste te haat. Dan word die vraag wat ons nog 3 gevra, maar waar kom die ellende vandaan? Hoekom is ons soos wat ons is? Die vraag wat mens waar jy vir jouself vra, hoekom is die wêreld soos dit is? Hoekom is mense so hard teen die Here en wil nie glo dat hy bestaan en wil niks weet van sy woord en hoekom wil mense niks weet van sy kerk nie? Hoekom is daar hierdie oorlog en my van hierdie sonde waarmee ek stoei? As ek weer so met weer geval, ek weer kwaad word in myself geërg, en ek weer gesondig, of ek weer begeer, of ek weer die slegte wat ek nie wil nie, die kwaad wat ek nie wil nie, weer geniet. Hoekom is ons mense soos wat ons is? En die vraag na proses, word die skokkende vraag dan gevra, is dit nie wel God se skuld nie? Hierdie vraag alleen getuig van ons mense se sonde en ellende. Ons soek nog so graag die fout buite onsself. As die fout nie op die Here is, dit nie op sy skuld nie. Hoe hard is dit nog nie om die fout by onsself te vind nie? Kyk my geliefde, die volgende persoonlike konflik waarin jy weer kom. Kyk maar net hoe vinnig om die woorde waar jy. Die Here se genade, as ek miskien môre by die plek waar ek besef, maar dan weet ek nog 'n foutjie hier waarna ek moet kyk. Soos vinnig die ander een te beskuldig, straaf om die fout by homself te soek. Dit sien ons hier dat is, dis in Sondag 3. Is dit nie daar die Here se fout nie, is die fout nie daar by hom nie. Liefde God is nie skuldig aan die kwaad nie. Nee, God het die mens goed en na sy beeld geskep. Die mens is goed geskep. Die mens was nie volle in staat om nie te sondig nie. Ons was goed geskep. Die Here kon nie meer gedoen het nie. Hy het ons goed gemaak. As die Here nog meer moes doen, dan moes hy ons robotte gemaak het. En hy kon dit natuurlik gedoen. Die Here kon natuurlik ons allemaal robotte gemaak het. Maar dan is daar nie liefde nie. Om 'n beeld te gebruik, om 'n rekenaar te maak wat jy self programmeer, om elke oggend vir jou op die skerm te wys as jy hom aansit. Sien jy daar, jy moet so 'n programmeer en sien jy daar, ek is lief vir jou. Ons weet toch, dis nie liefde nie. Jy het dan so geprogrammeer dat jy daar bestaan elke oggend as jy hom aansit. Maar om 'n rekenaar te maak wat heeltemal in staat is om vanself dit te kan en te wil doen, dis toch waar liefde. So die Here ons baie goed gemaak om vir hom te kan nie wees, om in 'n verhouding met hom te kan en wil leef, maar toch nie wil nie. Ons het in die wonderlike verhouding met die Here gestaan. En die ons in ons belydenis, ons was goed geskep en na God se beeld om hom reg te ken, om hom van harte lief te hê en in ewige saamheid met hom te lewe, om te kon loop en te kon prys. Dis 'n wonderlike verhouding waarin ons met hom geleef het. Dis die verbondenheid wat ons hier lees. Ons was beeld van God gewees. Ons het in gemeenskap met hom geleef. Ons was geskep om met God te wandel. Beeld van God. Ons kan dus gebruik ook 2 ander woorde om hierdie verhouding te beskryf. Eerstens die woord in ware geregtigheid. Dit beteken dat ons nie aangekla kan word
van enigiets verkeerds nie. So het gebeur, wat goed en reg is, en ons kon dit wat goed is doen. Ons reg gegee in gemeenskap met God. Tweedens word hier ook genoem, in heiligheid in ons gelewe. Dit beteken ons was reinig sonder sonde. Ons heeltemal afgesonder vir die Here se diens en aan hom toegewy. Die NGV artikel 14 word ons wat geskep is na die beeld van God, bely daar so, bely ons, hy het hom volgens sy beeld en gelykenis gemaak. God het die mens volgens sy beeld en gelykenis gemaak en gevorm, dit wil sê, goed, regverdig en heilig, sodat hy met sy wil in alles met die wil van God kon ooreenstem. In ander woorde, ons wil, alles wat ek en jy wil doen, dit het met volle ooreengestem met dit wat die Here wil doen. Dis hoe ons geskep is as deel van God. Gryp dit. Dat ons wil met God se wil ooreengestem. Ons is goed geskep. In Genesis 1 vers 31 sê ons is baie goed geskep vir die mens. Waar kom die sonde dan vandaan? Ons sien dit so duidelik in ons lewens nog, maar waar kom dit vandaan? Nou my 5 vers 12 openbaar die Here dit aan ons deur sy woord. Die sonde het deur een mens in die wêreld ingekom. Voordat ons verder gaan, moet ons ook hier oplet die verskillende woorde wat Paulus in hierdie gedeelte van Romeine 5 gebruik vir sonde. Van vers 5 gebruik Paulus die woord misdaad meer, maar weer die woord misdaad. Later ook die woord ongehoorsaam, vers 19 byvoorbeeld. En dan belydenis bely ons dit ook so dan verseker. Dit kom van die val en die ongehoorsaamheid van ons voorouders. Die woord die ongehoorsaamheid is baie opvallend. Dit beteken die mens was nie maar net 'n slagoffer gewees. Nee, die mens was ongehoorsaam. Hy het nie geluister nie. Die mens het self skuldig gestaan. Niemand anders was gebraak nie. So plaas Paulus, het gesê dat die Heilige Gees plaas stem in hierdie gedeelte in Romeine 5, waar die sonde deur een mens gekom het. Deur een het die sonde gekom, en dus so deur die een en die dood gekom. Toch skryf Paulus iets aangrypends aan die einde van vers 12. Die dood het tot alle mense deurgedring, dat almal gesondig het. Nou bedoel Paulus nie dat almal gesondig het, en daarom is alle mense dood in hulle sonde? Ja, dis wat Paulus bedoel. Is nie 'n mens op die aarde die gesondig het. Want ons staan almal onder die mag van die sonde en sonde die mag van die dood. As jy 'n mens wat nou op die aarde kan lewe wat sê, ek het nie sonde nie. Die woord vir sonde en dood hier word gebruik juist as 'n krag wat oor die mens heers. Want skryf Paulus dit ook so in vers 17 en vers 21. Deur die misdaad van die een het die dood geheers, en soos die sonde geheers het in die dood. Want dan word hierdie woord verheers, dui daarop dat iets of iemand oor iemand of iets anders regeer. En sê dat dit heeltemal beheer. So die mens. So het ons geword in die sonde van Adam. Beheer deur die sonde en die dood. Dus elke mens op die aarde van natuur uit homself of haarself. Maar hierdie toestand waarin ons almal is en waarin ons almal gebore is,
toestand het ook iewers begin. Dis by God. Hierdie toestand het begin by een. Hy begin by Adam. Lees ons in Romeine 5 vers 14 wat ons gelees het, en ook in Korintiërs 15 onder andere. Maar die vraag wat so baie gevra word is, hoekom het dit ons beïnvloed? Is Adam se sonde nie op sy rekening nie, en my sonde op my rekening nie? Hoekom het Adam se sonde ons almal beïnvloed? Broer en suster, dit is so, want die mensdom is 'n organiese eenheid, kan ons sê. Die ganse mensdom kan dit in 'n beeld sien, dis soos 'n boom waarvan Adam die wortel is. Nou word nie sommer 'n blaar bygevoeg by 'n boom nie, dit groei uit die stam uit, en uiteindelik groei die blaar in die wortel in. So is die mens 'n eenheid. Nog 'n beeld om ons hierdie kant kan verduidelik is wanneer die regering van 'n land oorlog gemaak, dan raak dit almal in die land. So as die regering besluit om gaan oorlog maak, gaan al landsburgers dood. Land kry swaar, almal in die land word geraak deur hierdie besluit van president Woon. Nou so terug by Adam, dan doen ons hierdie dat Adam die verbondshoof was van die mens. Met ander woorde, toe die Here daar van Adam in die tuin gesê het dat hy nie mag eet van daardie een boom nie, toe dit ook beteken dat die Here dit ook vir Adam gesê het, en vir almal wat sy uit hom gebore sou word. So dit het nie beteken dat die Here gesê het, Adam nie mag eet nie, maar die kinders mag wel van daardie boom eet. Nee. Adam en almal wat uit hom gebore is, mocht nie van daardie boom geëet het nie. Beteken, Adam was die verbondshoof. Adam het daar besluit dat hulle self gaan losskeer van die Here. Toe hulle daar besluit dat hulle nie gaan luister nie en ongehoorsaam gaan wees, en toe hulle daar besluit dat hulle wel gaan eet, vat hulle die hele nageslag saam en hierdie ellende in. Dit deel in Genesis 5 vers 3. Toe Adam 130 jaar oud was, het hy 'n seun verwek na sy gelykenis, na sy evenbeeld, en hy het hom Set genoem. Adam se kinders word gebore in Adam se beeld, en sy vernietigende beeld. Hulle het ook tragies in ons katekismes ons natuur verborgen gemaak. 3 keer lees ons in hierdie Sondag 3, ons natuur het verborgen gemaak. Dit beteken dat die mens het nie so iets soos 'n vrye wil. Die prinsesse, ek weet nie of jy dit al gehoor nie, of was jou 'n gesprek met iemand waar wat gepraat is oor die vrye wil van die mens, sal hulle sê, maar ons as mens het 'n vrye wil. Maar hier is ons in Sondag 3 is iets anders. Mens van natuur het nie so iets soos 'n vrye wil nie, maar hy is 'n slaaf van die sonde. Ons natuur is verdomme. Ons bly net ook in die artikel 14. Daar verwerp ons alles wat in stryd hiermee oor die vrye wil van die mens geleer word. Aangesien die mens niks anders nie is nie as 'n slaaf van die sonde. En mens kan niks aanneem as dit hom nie in die hemel gegee is nie. Johannes 3 vers 7. Natuur is verdorwe. Ons is natuur is slaaf van die sonde. Dit is so dat ons niks goed kan doen nie en tot alle kwaad geneig is. Vir onsself is ons natuur verdorwe. Sy keer vrye wil ons te bose wil. En eers wanneer ons by die Here kom, dan word ons wil vry. Hierdie verdorwe natuur wat gekom het deur Adam en Eva,
wat ons verbondshoof is, ons sien dit vandag nog raak. As ek in 'n sondevol hart, dan beïnvloed dit ook my nageslag. Daar is so iets soos generasie sondes. Broer en suster, as ek en jy verhard in 'n sonde en ons wil nie daarvan bekeer nie, dan gaan dit natuurlik ook in ons kinders se lewens 'n werklikheid wees, en die natuurlike aard van die sonde is dat dit jou kinders gaan erger wees. Kan jy eens wat Genesis 1-11 of Genesis 11-20 en jy sien raak die sonde se aard is om erger en erger en erger te word, totdat God kom met sy vernietigende oordeel. Byvoorbeeld die sonde, byvoorbeeld Sodom en Gomorra. Wat ons Here spreek in die week, ons week die volgende week gaan aansit as die heilige daghaal, ons se oortuig van ons sonde, en dat ons die bekering sal skenk. Keer ons nog Here, sodat ons kan bekeer, en om ons so op die pad van die Here te bring. Want die groot genade van God hou ons nie hier op die geliefdes. Ons stop nie by ons natuur wat verdorwe is nie. In vers 14 skryf Paulus aan die Jode van Adam af tot op Moses, ook oor hulle wat nie gesondig het soos Adam nie, wat 'n voorbeeld is van hom wat sou kom. Adam word hier genoem 'n voorbeeld van hom wat sou kom. Hoe kan dit nog wees? Hoe kan Adam hier 'n voorbeeld wees van hom wat sou kom? Adam was ongehoorsaam geweest. En Christus was sy volle gehoorsaam geweest tot die dood van die kruis. Hoe was Adam 'n voorbeeld van hom wat sou kom? Hier moet ons van Korintiërs gaan, in Korintiërs 15 vers 45. Die eerste mens Adam het 'n lewende siel geword. Die laaste Adam 'n lewendmakende gees. Christus word hier die laaste Adam genoem. Met ander woorde, Christus se verlossingswerk word gebring aan Adam. Adam was geskep in die beeld van God, het ons nou reeds gesê. Christus het gekom om die beeld van God te herstel in Adam. Ons as mens totaal vernietig. Beeld van God word herstel in Christus, dat self die beeld van God genoem word. In 2 Korintiërs 4 vers 4 word Christus daarby die beeld van God genoem. Ook in Kolossense 1 vers 5, hy is die beeld van die onsigbare God. Hy is die beeld van God, Christus. En in hom, in Christus, word ons weer tot beeld van God herskep. En in hom. Christus is ons laaste verbondshoof. En Adam is ons dood, maar in Christus het ons lewe. En hy betaal nie net ons skuld nie. Hy kom ons ook vry van hierdie mag van die sonde waarmee ek en jy so sukkel elke dag. En hy, die Here Jesus Christus, hy is die antwoord op ons generasie sondes. Die waardigheid, geliefde, wat jy in Christus het, is baie meer as die waardigheid wat jy kan kry uit enige sonde. In Christus word ons vry. In Christus word ons wil weer vry. Hoe word Christus 'n deel van my? Hoe gebeur dit? Hoe word ek in Christus weer een? Hoe gaan ek oor van hierdie sonde dood in Adam na hierdie lewe in Christus? Hoe gaan 'n mens oor van hierdie natuur wat vrot is na hierdie lewe wat ons in Christus het?
Nog anders gevra, hoe word iemand 'n Christen? Hoe verander iemand sy lewe? Dis dieselfde vraag waarmee Nikodemus gespreek, en antwoord Here Jesus hom, iemand moet weer gebore word. So wil hy ons dit ook. Daar is net een manier hoe ek en jy van hierdie verdorwe, dodelike natuur verlos kan word. En dis nie deur iets wat ons gaan doen nie. Jou broer en suster, die groot eer kom nie ons toe as ons Christene word nie. Ons gaan geen soos onsself op die skouer klop en sê, ja, ek is al raar dat ek dan 'n Christen geword het nie. Kyk, 'n goeie mense sê ek wil net 'n Christen geword het, ons kan nie. Dit kan nie. Ek kan nie myself 'n Christen maak nie. Ek word 'n Christen gemaak deur die Heilige Gees. Sien jy geliefde hoe groot is die Heilige Gees en hoe kragtig is sy werk? Aan hom kom al die eer toe, wat ek en jy 'n Christen is. Belangrike vraag, wil werk die Heilige Gees sonder Christus? Nee, hy kan nooit. Johannes 3 vers 5 is so mooi om ons gelees het. Waar verklaar jy Jesus al lees aan Nikodemus wat hy sê, sy kon sê, jy moet weer gebore word in vers 3, dan vers 5 verklaar hy dit, om weer gebore te word, om nie gemaak te word, ons sal ook sê, om van bo verwek te word deur die Heilige Gees. Dit kom uit water en uit Gees. Hierdie verwys na Jesaja 36 vers 25 tot 27, waar ons daar ook lees van die Heilige Gees en van die Here wat ons sal skoon was van ons sondes. Met ander woorde, die Heilige Gees is wedergebore en Christus wat ons skoon was van ons sondes, dit van hart aan kan nie van mekaar geskei word. Die werk van Christus en die werk van die Heilige Gees kan nie van mekaar geskei word. Een wys na die ander een toe. Liefde, hoekom is jy nie Christen? Baie mense is Christene, want Christendom blyk vir hulle oulik. Ander mense is Christene, want hulle dink hulle lewe van makliker en beter en lekkerder en ryker word. Sê hulle, kom maar probeer hierdie Christendom. Anders is jy Christene, want dis wat nie voor hulle groot geword het. Dalk is jy nie Christen, want jou ouers is nog altyd, jou ouers was nog altyd 'n Christen, so waarom is jy ook maar nie? Dalk is jy 'n Christen, want die meeste mense rondom jou is 'n Christen, so jy wil nie anders wees as die meeste mense rondom jou, so jy is ook maar nie. Nikodemus was 'n baie belangrike mens. Hy was 'n owerste van die Jode. Dan kom hy die dag na die Here Jesus toe. Iets wat die Here Jesus doen, lyk vir hom anders. Dan sê hy vir hierdie Christendom, lyk vir hom aantreklik. Dan sê die Here Jesus vir hom, jy word nie Christen. Hy sê vir hom, jy word 'n Christen gemaak. Die Here vat harte van klip en hy ruk hulle uit en hy gee vir ons harte van vlees. Want die Here kom al die eer toe. Die mense dat ons volgende week as die Here wil by sy tafel kan kom aansit en so die evangelie van die Here Jesus Christus mag sien en proe, aan God al die eer. Hy het sy seun Here Jesus Christus gestuur en hy word mens, maar sy natuur is nie verlore nie. Hy word deur die Heilige Gees verwek in Maria, sodat hy ons verlosser kan wees. Hy is anders. En ons sien dit, want hy word gehoorsaam, of hy was gehoorsaam tot die dood van die kruis. Hy
Hy was in hagtelike omstandighede gewees, hy was nie in 'n paradys gewees nie. Hy is gehoorsaam tot die dood van die kruis toe. Hy kon maklik dit verby. Hy kon maklik daar die kruis afgekom het en nie daar die vloed gedra het. Hy kon maklik die dinge so bewerk dat hy nie naar daar die kruis toe gegaan het nie. En nie so ons vloed gedra het nie. Hy kon maklik die broer en suster, hy is almagtig. Kyk al die wonderwerke wat hy gedoen het. Hy is gehoorsaam aan die wil van die Vader. Hy is nie ongehoorsaam soos Adam nie. En hy onderskep ons as beeld van God. Maar nooit onder die werk van die Heilige Gees nie. Sien jy geliefde hoe besonder is ons drie enige God? Vader, die Seun, die Heilige Gees. Dis ons hoop en ons troos. Ons drie enige God. Wat lewe wek en dit skep. Dooie harte en in ons propmatiek. Amen. Ons antwoord is Psalm 8, waar ons saam sing oor van hoe die Here die mens goed geskep het. Skaars minder as die engele in die troon, sing ons in die Psalm hoe die Here ons geskep het. Baie goed. Psalm 8, en sing daarom vers 3 en vers 4. As ons sien in die wêreld rondom ons en in ons eie harte dat ons natuur en onsself verdorwe is. Ons is boos en tot alle boosheid geneig. Ons vlug weg van U af. U ons kom nie maak in Jesus Christus en die Heilige Gees. Ons is ons lewe aan U verskuldig. Ons smeek U dat ons die groot werk meer en meer mag ken.
Smeek U, Vader, dat ons die werk van die Heilige Gees meer en meer mag ken en smaak en proe en beleef ons eie lewens, ons eie harte. Waarom ons ook daarvan dat ons die Heilige Gees bedroef nie. Neem toch ons harde harte weg in ons harte en vlees. Verkeer ons toch, Here, sodat ons kan keer terug aan U toe. By U is van lewe. Hoe groot is U as hierdie enige God nie? As die grote daarvan meer en meer ken, wees ons toch genadig en openbaar U meer en meer aan ons Here. Wek in ons liefde vir die woord. Gee ons die krag, dat ons die liefde van Christus meer en meer mag ken. Ons loof U, dat U ons Christene gemaak het. Vir hulle, wie dit nie so is nie, met ons ook, vir die wedergeboorte, dat U dit sal werk in hulle harte. Dis net U wat dit kan doen. Dis net U wat U vir Uself voorberei om te dien. Wil U vir U nageslag opwerk om U te dien, te loof, te aanbid. Smeek U vir die genade werk met Jesus Christus. Amen. Ons sit nou saam Psalm 98. Daarna stuur die Here ons weg met sy wegstuur seën. Psalm 98, ons sit daar op vers 1 en vers 3.
Here sal sy aangesig oor jou berek en aan jou sy vrede gee. Amen.